Beloveds, goeienaand. Welkom op die blad die Apostolic Voice en dis hier waar ons mekaar bemoedig, hier waar ons mekaar aanmoedig, hier waar ons mekaar ophelp en weer moed inpraat. Goeienaand. Ek weet julle het 'n besige dag gehad, maar ek wil saamstem met die lied wat sê to God be the glory for great things He has done. Vanaand wil ek oor 'n subject praat wat baie min mense oor praat. Ek wil spesifiek hierdie subject praat want lande lê plat as gevolg van hierdie of voor dit daarby kom, ek gaan praat oor die krag wat in die tong lê. Krag wat in die tong lê. Wat sê die skrif rondom hierdie oor die tong en hoeveel skade die tong kan aanrig. So beloveds, ja, laat ek begin waar ek nou gewees het, oor lande lê plat, lande is verdeeld as gevolg van die tong, families is uit mekaar gejaag as gevolg van die tong, verhoudinge is opgebreek as gevolg van die tong. So die tong is een van die organs in 'n mens se liggaam wat geen been het nie. En dit is waarom dit so gevaarlike orgaan is. En laat my toe om vanaand 'n bietjie daaroor te praat. Want weet jy wat, ons mense is mos maar geneig om, jy weet, goed uit te spreek en dan hou ons nie rekening met die krag wat in die tong lê nie. Ons maak seer, ons maak mense se harte seer en stikkend en ons gaan net aan asof dit 'n normale ding is om te doen. Jy weet, ek is altyd deel van waar, jy weet, of sal ek sê, ek het groot geword in so 'n tipe atmosfeer, nie in so 'n tipe huis nie, maar in so 'n tipe atmosfeer. Sal ek sê, ek was baie blootgestel aan sulke atmosfere waar daar baie skerp woorde gesê was en baie seer gelaat is. Maar ons gaan vanaand 'n bietjie praat daaroor en kyk wat sê die Here rondom die tong. Hoe moet ons hom beheer en hoe moet ons mekaar benader? Amen. So ons lees uit die woord van die Here in James 3 and verse 2. And it says that, and there's a few scriptures that I want to read, but let me just start with this to kick this program off, and then we discuss this thing broadly. If you want to interact, please do. So if you want to become a follower on this program, please do subscribe. It is absolutely free.
and be part of this page. Also, if you can share these messages, would you do? It would be highly appreciated. Thank you for your cooperation in this regard, and thank you for tuning in always. So the Bible says we all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. But when he puts bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are drawn by strong winds, they are they are steered by a very small rudder or rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. This is very well said. Excuse me. This is very well said. Let me read verse 5 in the New Living Translation. And let's look at the wording in this Bible. It says that in the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. Amen. So here is a very good example of how the Bible explains the power of the tongue. It refers to it as a small organ, a small part of the body, but can be devastated. It can wreck any relationship. And this is how powerful the tongue is. So the writer here, James, says that the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire. Hier in Matteus sê die Here die volgende. Hy sê Matteus 12:37, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy ook veroordeel word. So alles gebeur in jou mond. Dis waar die woorde gevorm word, en die tong is grootendeels die orgaan wat help om woorde te vorm. So beloveds, ons lewe in 'n tyd waar daar so baie seer is, and most of that hurt, is caused by the tongue. Most of our unhappiness is caused by the tongue. Somehow we struggle to control, our tongue. And we are so in a hurry to respond when things are not going according to our standards or our plan. En dan is ons gou op ons perkie en ons sê goed wat ons nie geoordink het nie. En mense word seer gemaak in die proses, mense is emosioneel afgebreek, mense voel te nagekom. En die woord wat ons gebruik in plat Afrikaans, wanneer jy op my territory kom, gaan ek jou indoen, ek gaan vir jou sommer reg sê, dis hoe ons mense is. En dis die tong wat hierdie vorming, wat hierdie skade berokken baie kere. My liewe dierbares, ek weet daar's baie van julle wat kan saam getuig en saam praat
as dit gaan oor hierdie gedeelte van die tong. Dink net aan hoeveel seer het jy jouself al veroorsaak in iemand se lewe. Kom ons maak 'n voorbeeld. Jy gaan uit met 'n boyfriend of met 'n girlfriend en hier dinge loop nou nie reg nie as gevolg van woordewisseling tussen mekaar en dis weer eens die tong wat 'n rol speel daar. Nou word daar besluit deur een party, nee, maar kyk jy, ons gaan sommer die verhouding ook los. Want somewhere mis ons mekaar in hierdie verhouding. En dan sê jy die persoon af, of die persoon nou hoe daaroor voel, jy voel absoluut niks nie. Jy beweeg net aan en daar gaan jy en die persoon wat agtergebly het, word dan nou deel met die seer en met die teleurstelling. En want dit gaan oor die manier hoe jy dit gestel het en hoe jy dit gesê het. Jy weet, ons het ons snaakse maniere waarna ons mense wil afskrik. Jy gaan die seerste goed vir die persoon sê en dan beweeg hy net aan. Jy gaan alles in jou vermoë doen om hom sommer 'n goeie skrik op die lyf te jaag. En dit is die patroon van die lewe wat ons elke dag mee deel. My liewe dierbares, ek weet nie, ek kan baie testimonies uit my hoed uithaal en aan u vertel wat baie verhoudings opgebreek het. Ek weet van verhoudings waarvan ek betrokke was, wat ek moes laat gaan as gevolg van, jy weet, goed wat gesê was, goed wat, jy weet, wat uitgewerk het nie. En somehow moet jy 'n keuse maak en dan moet jy respond en sê, luister man, kyk, laat ons eie hierdie ding van ons stop. Nee, somehow is ons nie op een platform nie. Okay, ek gaan miskien 'n mooi manier het om 'n ding te stel, maar die next persoon gaan weer nie. Die next persoon gaan vir jou net sê, no, it's over. Don't let me explain, I don't want to explain, en as jy nog aanhou, jy weet, druk plaas, dan sê die persoon die seerste goed wat jy nooit wat jy nie wil aangehoor het nie. En weet jy wat maak hierdie woorde wat seer maak? Dit sit vas in 'n plek waar jy elke keer herinner word en dan gaan jy in 'n depressietyd en jy voel depressed, jy voel te nagekom en nou kom minderwaardigheid in en baie kere wil jy nie meer in verhouding gaan as gevolg van hierdie woorde wat jou toegesnou was nie. Want nou gaan jy bang wees vir seer kry. En dan jy kan maar in jou trek record kan jy maar gaan rondkyk. Hoeveel verhoudinge het jy laat gaan as gevolg van die vrees vir seer kry. En dis baie kere die gevalle in 'n vrou se lewe wat dit gebeur. Vroue is altyd beskermend, hulle sal altyd keer en sê, nee, maar luister nie man, ek kom die ding en ek wil nie meer daardie gaan nie. Ek het seer gekry as gevolg van woordewisselinge, woorde wat gesê was, seerwoorde wat gelos was, weet jy wat, wanneer jy seerwoord uitlaat, 'n woord wat regtig waar diep in jou hart krap, daai woord kan jy nie weer terugtrek, as hy uit is, dan is hy uit, en dan die persoon wat dit aanhoor, moet nou verder met hy woord deel. En baie kere breek dit hy persoon af. Dis die krag wat die tong het. Dis waarom Jakobus hierso sê, the tongue also is a fire. Hy sê dis 'n vuur. En 'n stukkie wêreld aan die brand. Kom ek lees hom in die Afrikaans. Dis hoekom ons moet versigtig wees, my liewe vriende, hoe ons iemand benader, hoe ons met iemand praat. Nie almal is toegewend vir harde woorde nie. Ek moes dese jare toe my dogter, die oudste ene, toe sy skool toe gaan,
moes ek vir die juffrou verduidelik en vir haar sê, moet tog nie hard praat saam die kind nie, want die kind kan nie harde, sy kan nie, jy kan nie met haar hard gepraat het nie, dan sny sy vir haar af en sy gaan sit in 'n hoekie en sy praat dan nie weer nie. Want almal is nie so toegewend teenoor harde. Jy weet jou motief is miskien reg, maar die manier hoe dit uitkom raak die oorsaak. Kom ons lees. Hy sê in die 6de vers, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Luister u. Hoor u wat sê die Here hier. Die tong is soos 'n vuur, en dis waar, my liewe vriende. Hy gee nie, die tong gee nie om wat hy sê nie. As die brein die sein gestuur het en dan laat loop die tong, hy klap, daar's niks wat hom kan keer nie. My ma het altyd gesê, die tong is soos 'n orgaan wat geen bene het nie, so, jy kan hom nie beheer nie. Dis waarom dit so belangrik is, my liewe vriende, om altyd versigtig te wees. Elke sin, elke optrede herbesin. Moenie hastig wees om dinge te sê nie, moenie hastig wees om te reageer nie, want baie kere kom die ding verkeerd uit en dan veroorsaak dit seer en hartseer. En in ander gevalle veroorsaak dit haat, kwaad. Want die verkeerde ding is nou gesê. Geliefdes, weet jy wat, die tong speel 'n geweldige rol, selfs in 'n prediker se lewe ook. Dit is maklik om die Bybel oop te maak en 'n woord uit te haal en te begin preek. Maar wanneer jy die woord preek, jy weet, kry jy predikers wat verskriklik hard is. En hulle gaan haal al die verlede uit die persoon se lewe uit en hulle gooi die ding in die ou se gesig en dan, jy weet, hulle boor dit en hulle druk dit in, hulle press dit in die persoon se lewe in, totdat die persoon op die einde van die dag sê, okay, yes, as ek die persoon op die hoe die preker nou vir my geskets het, kan het ek wees daai. En baie keer veroorsaak het, selfs, jy weet, die bedoeling van die hart was reg, maar die uiting van die woord het verkeerd geval. Kom ek maak 'n voorbeeld. Onthou, ons as predikers moet bereid wees om in enige huis in te gaan. En jy weet, baie predikers en baie pastore en baie leiers, hulle kies uit by watter huis hulle wil gaan. En natuurlik gaan dit by 'n huis wees wat ons nou baie netjies is en baie ruim is en dit lyk na 'n plek waar jy lekker kan gaan, jy weet, gaan besoek aflê. Maar dan is daar ander plekke, gemeentelede binne jou gemeente, wie nou nie in sulke smart plekke bly nie, wie miskien in 'n Wendy house bly of in 'n platdakhuisie bly, 2 slaapkamerhuise, alles is op mekaar. En dan kry jy nou in hierdie huise as die kakkelakke en al die goed wat daar hardloop en so aan. En dan is die pastoor baie optrekkerig en weet jy wat, die lidmaat is baie goedgeeftig en die lidmaat wil teetjies aanbied en koffietjies aanbied en so aan, maar omdat jy nou die kakkelak gesien hardloop daar, is jy sommer op neus optrekkerig. En nou sê vir die suster, nee maar, luister maar suster, ek is alright, ek gaan nie 'n koffietjie drink nie, en so aan, ek gaan nie 'n watertjie of 'n teetjie vat nie, nee, ek is alright. Jy weet, die vrou, jy sê dit in 'n mooi manier, maar die hart is heeltemal crooked.
En omdat jy dit nou, jy kan dit nou hoe mooi sê, maar net omdat jy nou dit nie aanvaar nie. Jy weet, die vrou is bly klaar in omstandighede, dit gaan klaar nie finansiëel goed nie, en sy doen uit haar goedheid van haar hart, bedien sy vir jou met 'n teetjie of 'n koffietjie. Dit mag miskien die laaste suiker ook gewees het, of die laaste teesakkie, of die laaste bietjie koffie. Amen. En hier weier jy nou hierdie goedgeeftigheid of goedhartigheid van hierdie vrou, en jy sê nee. Amen. En dit veroorsaak so baie seer. Want nou, jy weet, omdat jy nou die kakkelak gesien het, gaan jy ook nou nie meer kom nie. Nou maak jy dit 'n preek Sondagoggend. Die suster is in die kerk, maar jy maak nou Sondag 'n preek, en jy gaan nou Sondag sê, nee, maar luister hierso, ek gaan nie meer by huise gaan, waar daar kakkelakke loop, julle moet die huise skoonmaak. Of fumigate. Die persoon het klaar nie eens genoeg geld om suiker te koop en koffietjies te koop. Die persoon het nou die laaste vir jou uitgehou. Waar gaan die persoon nog geld het om te fumigate? Dus hoekom ons so versigtig moet wees voordat ons praat. Dink eers, luister na wat jy wil sê. Hoor wat sê die skrywer, hy sê, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we also curse men. We have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers, this should not be. Nie waarsku die skrywer ons. Hy waarsku ons. Hy sê, daarmee loof ons God. Dis nou met die tong. En die Vader, en daarmee vervloek ons die mense, wat na die gelykenis van God gemaak is. Hy sê, uit dieselfde mond. Hy sê, dieselfde mond kom seën, en uit die mond kom ook vervloeking. Hy sê, dit my broeders, dit moet nie so wees nie. Dit moet nie so wees nie. Maar hy gaan verder, hy sê, luister, 'n fontein, laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Luister nie. So jy kan nie seën en vloek vervloek uit die een mond uit nie. Nee, dit maak dit verkeerd. En dis waarom jy die vergelyking maak, ons kan nie uit een fontein vars en bitter water laat uitspruit nie. Hy sê, 'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring nie. Of 'n wingerdstok vye nie. Dis presies wat die skrywer sê. Ons kan nie op die een stadium mekaar seën en goed praat van die ene, next moment praat ons sleg van die persoon nie. Dink net wat 'n skade jy veroorsaak. My liewe vriende, ons moet by die punt kom waar ons sê, Here, help my om nie kwaad te spreek nie, om nie seer te maak nie, om nie af te breek nie. Help my, Here, om nie tweedrag te saai nie. Nee, help my om nie, halleluja, mense in die rug te steek met my tong nie. Nee, help my om altyd die Here seën te spreek en mense aan te moedig om te verbeter, mense aan te moedig om hulle harte vir die Here te gee. Gebruik hierdie tong doeltreffend om vrugtevol te wees. Ja, jy sal miskien sê, maar nie altyd kan 'n mens dit doen nie. Nee, mens kan. Mens kan. My maat altyd hierdie stelling gemaak, en dit is skrif in die woord van die Here wat sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Jy gaan my nie glo nie. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Ek gaan hier nog 'n skrifgie gee.
Exodus 14, vers 14. Luister wat sê die Here hier. Hy sê die Here sal vir julle stry, maar julle moet stil wees. Wanneer die vyand geraas maak in jou oor en vir jou aanpoor om skade te berokken met jou tong, gebruik hierdie skrif en sê, nee wat, vyand, jy's 'n leenaar. Die Here gaan vir my stry. Ek gaan stil wees. The Lord is going to fight this battle for me. I'm going to be quiet. Ek gaan niks praat nie. Ek gaan niks sê nie. Gaan jy maar aan. Skel jy maar soos 'n straatmeid. I'm not gonna say nothing, want die Here gaan my battle vir my fight. And in no time, wanneer die geskel in die oor is en alles is gekalmeer, dan kom jy agter hoe die Here jou gedra het. Die Here het die persoon kalm gemaak, want jy het stil gebly. Jy het op God se woord gestaan. En môre sien hierdie persoon, die ou se karakter is een uit duisendheid. En dan begin hy persoon ook om hy lewe te hê. Nou kan jy die persoon inspire en sê, luister maar, die Here wil jy ons moet wees so straatmense nie. Die Here wil jy ons moet vir elke ding op 'n perdekar spring en net uitbasy nie. Nee, kyk wat gebeur in die kerke. Jy weet, mense gaan tot hulle uiterste om hulle leraars en om hulle pastore en hulle dominees te expose. Hoekom? Terwyl die skrif ons daar teen waarsku. Die skrif waarsku ons. Hy sê dit duidelik daar. Moenie teen jou ouderling of teen jou leier klagte inbring alvorens jy nie bewyse of getuienisse het nie. Ons moet versigtig wees. Die tong is gevaarlik. Hier in Parel is haar dominee uit sy werk uit, omdat die tong geklap het, soos pianoklavers. En of daar feite is vir die beweringe wat gemaak word, en of daar nou nie feite was vir die bewering wat gemaak word nie, dink net aan of daar seën op jou lewe gaan wees oor dit wat jy gedoen het. Ek sal dit altyd sê, jy weet, moenie teen jou leiers in opstand kom nie. Want weet jy wat? Hulle gaan accountable gehou word voor God. Whatever hulle doen, my beloveds, jy het niks nodig om niks te doen nie. The Lord will deal with your leaders. Want hy het hulle geroep. Hy het hulle uitgekies. Hy het hulle aangestel. Hy het hulle gesalf. Hy sal met hulle deel. Mense, leiers wat dink dat die kudde behoort aan hulle, don't you worry, don't fight the battles. Amen. Die Bybel is baie duidelik. En dis tyd leiers dat jy jou woord moet lees en dit verstaan. Jy is net aangestel om na die skape te kyk. Amen. Dit is nie jou besittings nie. So jy kan nie maak en doen. En jy weet, wanneer jy voel, jy wil bedank, dan wil jy hulle uit die kerk uitgooi nie. Nee, dit is nie jou verantwoordelikheid nie. Jou werk is om na hulle te kyk. Nog beter nog, as daar een nie daar is nie, dan moet jy die 99 los en daai een gaan haal. Dit is wat 'n leier, 'n herder se verantwoordelikheid is in die huis van die Here. Maar ons dink mos alles behoort aan ons. Maar ons gaan hier klaar maak. Ons gaan eintlik weer op 'n volgende geleentheid saam praat. So ja, mag die Here u seën. U moet 'n goeie nag hê. Hou jou tong in toom en spreek lewe in Jesus naam. Die Here kry die lof. Be glorified.